Goeiemôre al die mooi mense. Is julle bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Ek is bly om julle te sien en ek waardeer dat julle kerk toe gekom het en mag julle vanmôre 'n besonderse diens geniet hier in die huis van die Here. Amen. Nou weet gou vinnig, ek wil net eers vir P.J. van die Westhuizen, is dit daar ook? En sê baie welkom. Mag die Here vir jou ryklik seën en mag jy guns uit sy hand ontvang. En dan vir Armand en vir Marlijn van die Merwe, dis die pastoor wat die preek se kinders. Hulle is nou so groot, ek kan nie verstaan dat hulle so groot is, sy so klein. Maar ons wil hulle sê baie welkom, ons bly dit saam met julle ouers gekom om saam met ons hierdie diens te geniet en so aan. En dan wil ek nou na my selfoon toe gaan, want ek het 'n lys gekry van Shamaine wat nou nie kan wees nie, wat ek moet onthou. So, ons doen voorbereiding vir myself en vir my vrou Hannetjie, en dan vir my skoondogter Bernice, en die babietjie wat op pad is, en met Philip se vrou Alet, en dan vir Shamaine ook na die operasie, en dan vir Leo Sportlied, dit is baie spesiale voorbereiding wat ons vra, ook vir hulle, en dan wil ek net kyk, dat die poppie is hierso. Ek wil net kyk, wat jou naam staan op hier, dus ek wil net kyk, waar is dit, en die poppie verjaar, en dan ook Christine die 28ste. Dan ons wil vir hulle sê, baie geluk, mag die Here vir hulle ryklik seën, en mag hulle wonderlike, geseënde, gelukkige nuwe lewensjaar geniet, en dan ook vir Chris se kinders wat hier saam met hulle vanmôre is, mag hulle regtig ook vanmôre geseën wees. Ek ken hulle daar allemaal toe hulle sy chokkertjies was. Amen. Of nou nie sy vrou nie, sy was dan al groot, maar ek ken hulle, ek wil huwelik bevestig. Ek wil net vir u sê, dit gaan goed met my. Gaan goed met my. Kinders is ook vanmôre hier, sussie, baie welkom. Hoop julle geniet ook die diens saam met ons hier kleintjie. Ek wil net vir u sê vanmôre, ek is dankbaar vir wat die Here vir my doen elke dag. Hy is so goed, so wonderlik. Daar is nog nie waar ek moet wees nie. My vrou herinner my gereeld daaraan. Ek moet net moed hou en bek hou en aanhou. Dan sal dit beter gaan, en dan wil ek net vir Elaine en pastoor, sy daar in die Kwestre, hou pastoor, vir haar en haar man Marie sê, baie welkom, sy gaan vanmôre vir ons die woord van die Here bedien, en ek hoop te sien uit daarna. Amen. En ek is nog so, miskien volgende week, as ek beter voel, gaan ek dan vir u bedien, maar ons gaan maar kyk net hoe voel ek, maar ek glo die Here sal my help. As ek laas Sondag 40 minute kom preek, en ek was maar volgende Sondag 25 minute preek. Ek moet het net kort hou. Amen. Nou, maar kom ons staan, en ek wil vraag, EP kan ek jou vraag om ons voor te gaan en te bid, en dan ook al die siekes, die Here ken hulle name, jy wil nie te worry of jy dit onthou nie, ek het dit klaar vir die Here genoem, en dan vraag dat jy die seën van die Here afbid op ons verrigtinge, en daarna gaan ons heerlik, lekker, hartlik saam sing. Amen. Kom ons staan, dan bid ons saam. Vader, is verhoor eer en groot voor die lees van die Here kan wees. Here, dit is net genade dat elkeen van ons verhoor hier by mekaar kan wees, en die geloof en die geloof en maar geluk en maar al die Here, al die lof en al die dank en die liefde kry. Here, dat ons allemaal die staan en werk bly is, en dat ons die wees van die Here is. As hulle behalwe die Jesus wat siek is. Here, die name gehoor ons kan in die put en vraag, dat die in die groot genade maar elkeen die hand sal aanspreek, en dat allemaal wat in genees, dat gesond maak, Here, en die eer en die lof en die dans en die toekom daarvoor. Here, sien ons voorgangers, en dat die siek en stil
Ons speel, Here, dat ek in my Vader sal wees, en ons dankie daarvoor. Ons dankie, Here, vir die persoon wat vanmôre die woord vir ons gaan bring. Ons gebed is, Here, dat ons kan doen, dat ons ook in die oor sal gee, dat ons sal luister en dat ons gespreek word, en dat ons het sal bewaar, ons sal klein word van dit wat ons op ons sal leer. Here, ons vraag aan U, Here, dat ons het verdienen, maar net in die genade en in die naam van ons Heer Jesus Christus, die liefde van U, ons allemaal en ons dankie daarvoor. En van ons musiekspan se kant op ook baie welkom vanoggend. Ons sê vir Marie, dankie dat sy weer daar dankie agter die klavier invat. Dis vir my net operasie en my vingers en dinge. Ek het gisteraan te dink, dit is nog interessant is om te sien as hulle by die lughawe deur hy piep piep gaan. Maar hulle gaan aanhoudend raas en as hy vingers en piep 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 piep. So as hy dinge gaan sukkel om te verduidelik sy pen en haar vingers, maar ons hoop hulle buig in die regte rigting dat sy mooi kan speel. Ons speel welkom by ons. Weer gaan ons gesange, ons liedjies geniet. Ons sing baie lekker hierso. Ons eerste liedjie vandag is Dit is die dag, want dit is die dag wat die Here gemaak het vir elkeen van ons. Ek dink kom ons doen hom anders. Doen ons dit om altyd doen. Die mans gaan dit is die dag, die vrouens dit is die dag. Mans deur die Here gemaak, vrouens deur die Here gemaak en haar hart ons so deur. Dankie. Dit is die dag, dit is die dag, hierdie Here gemaak, hierdie Here gemaak. Kom ons wees bly, vir die dade, vir die dade. Dit is die dag, hierdie Here gemaak. Kom ons wees bly, vir die dade.
Groot is die Here, groot is die Here. Hy het al my sonde vergewe. Groot is die Here, groot is die Here. Hy het al my sonde vergewe. Alles het nie verloor vir jou is verby. Jesus het verkoop om my wilde kruis. Daarom roep ek om, daarom prys ek hom. Jesus vergewe, Jesus vergewe, Jesus vergewe my. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body, and that is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body, and that is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body, and that is why we sing. There is only one God. There is only one King. There is only one body, and that is why we sing. Voor ons oorgaan na die aanbiddingsliedere toe. Die van julle wat my nou ken as ek hier voor staan, ek gaan altyd rivier doen. So ons volgende liedjie is Peace Like a River and To the River, maar ek dink voor ons dit gaan sing, ek net eens 'n bietjie stil word voor die Here. En 'n bietjie bid na hom toe. As soveel mense wat dit nodig het. So kom ons raak net stil, kom ons bid net 'n bietjie.
reg met 'n management konferensie daar tussen Nashadodorp en Badplaas. Gisteroggend 5:07 is ek besig met my vrou op die foon, WhatsApp calls, al wat ons gehad het is Wi-Fi. En sy kry 'n epileptiese aanval. En aan dit alles sit ons langs 'n rivier. Ons is in die vallei in. Ek kyk so af, daaronder loop die water, loop die rivier. Die vorige aand, middag ons daar aangekom, so 2-3 begin met ons eerste sessie. En ons kon later aan met mekaar praat, en so hard het gereed. Ons sê dit is die eerste keer in weke wat het daar reën. Dit was drukkend warm toe ons in die bus het, en ons geloof ons gaan dood. Maar die water val en het reën en terwyl ons daar staan, sit, wat ek op die stoel besig is, en nou is ek besig met die ambulans te bel, my kind kan maar om my skoonmaker en by die huis te kom, en ek hoor net, daar 'n rivier wat vloei, en daar watervalle wat loop. En in daai oomblik, kry ek 'n kalmte. En ons het deur die sessies gegaan, en sy laat weet my op die stadium, sy word opgeneem in ICU. En ek sê vir my Emily, luister, ek moet huis toe. Weer die reëlings, my drywer kom deur, en ons skuif toe uit ons venue uit buite na die stoep toe op die dek. Terwyl ons op die stoep sit, kom die kameelperde, ewe skielik hier in die bosse uit, 3-4 kameelperde, kom die vir ons bygehardloop. Dus daar die rivier. Al wat ek wil sê is daar, ons gaan nou so peace like a river, dis wat die Here vir ons gaan gee. Die oomblikke van nood. Want ek gedink ek gaan van my kop afgaan, tot ek aan 'n rivier gehoor het. En ek het besef, maar die Here is in alles, is hy met ons. In elke oomblik, elke krisis waardeur ons gaan, moet ons partykeer net terugstaan en stil word. Op pad terugsit en dink ek aan ons konferensie en wat gesê was. En een van die dinge wat een kollega van my gesê het was, ons is passievol gewees oor ons werk, en ek besef toe, maar weet jy, partykeer moet jy terugstaan en jy moet stil word en jy moet 'n ander mens die kans gee om dat hy sy stelling kan maak en sy punt kan maak. Maar dit is dieselfde in ons krisistyd. Ons moet partykeer net terugstaan en vir die Here 'n kans gee dat hy sy stelling kan maak. En nie toelaat dat ons eie stellings ons lewens regeer en reël in moeilike tye. He
in the river, not my fight, beyond confidence. He's calling, He's waiting. Jesus longs to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender everything. Take my hand, Lord, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every day. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand, Lord, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir die teenwoordigheid, Here, vanoggend in hierdie plek. Heilige Gees, ek is so dankbaar, Here, Here, dat U hier oorgeneem het vanoggend, Here, want dit was hemels geweest. Vader, Here, dankie, Here, vir die salwing, Here, en vir die seëninge op hierdie musiekspan vanoggend. Dankie, Here, vir die getuienis, Here, wat voortgevloei het. Ek wil vir die persoon sê wat hierdie liedjies uitgewerk het vanoggend. Soos wat ons gesing het, so het ek gepreek. En ek wil net sê vir die persoon wat dit gedoen het, jy hoor mooi van die Here. Mag hierdie bediening, mag hierdie gemeente net gesalf en geseënd wees vanoggend. Here, salf my, Here, waar ek nou die woord gaan bedien. Heilige Gees, Here, U is aan die woord. Gaan van mens tot mens in hierdie plek, Here, en dat ons net hoor, Here, wat U vir elkeen vanoggend bestem het om te hoor. Ek gee net myself oor nou in Jesus se naam. Amen en amen. Amen. Goeiemôre aan elkeen hierso. Jy wat miskien ingestap het sonder dat ek hom groet het. En dankie vir julle warm welkom, pastoor. Dankie vir jou uitnodiging vanoggend dat ek en Marius hier kan wees en bedien vanoggend. Ons is baie bevoorreg. Dankie vir die tannie ook. Ek sien haar nog nie. Daar is sy. Dankie tannie. Vanoggend se woord is, en ek wil net waarsku, jy moet nou maar jou sitplek bietjie lekker daar reg kry, want ek het 'n leringbediening, so ons gaan iets leer vandag van die Here. Spits daai ore van jou. Ons tema vanoggend is Jesus gee nuwe wyn. Die wat dit wil opsoek in hulle Bybels is welkom. Dis Johannes 2 vers 1 tot 11. Marius gaan vir ons die woorde op die bord hê. Ek spot altyd en sê dit is my media bestuurder, want ek kan nie daai tegnies om te doen wat hy doen nie. So ek gee gewoonlik vir hom die woord en hy gaan en dan gaan maak hy elke prentjie en elke vers volgens dit wat hy lees. So hy preek van agter en ek preek van voor. En ons gee die Here al die eer. Tema Jesus gee nuwe wyn. Ons hoofskrif Johannes 2 vers 1 tot 11. Julle reg vir my? Jesus verander water in wyn op die bruilof in Kana. Vers 1. En op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie.
Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het al tot bo toe vol gemaak. Vers 8. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring vir die hoofdienaar, en hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet, roep die hoofdienaar die bruidegom, en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar u die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Net tot daar. Miskien is jy hier en hier is miskien een van jou gunstelingstukke in die woord. Nou ek weet baie mense gebruik hierdie gedeelte in die Bybel ook as argument, omdat hulle van hulle wyntjie hou, deur te sê, Jesus het dit sy eerste wonderwerk gemaak, en Jesus het niks teen wyn drink nie. Moet nou net nie iemand hier elmboog nie, want julle moet nog nou saam huis toe gaan, julle moet eers hoor wat ek wil sê. Maar wat is die hoofdoel van hierdie eerste wonderwerk? Nie gegaan het oor net oor wyn drink en vrolik wees nie, maar oor veel diepers gegaan. Het jy al regtig gaan sit en hierdie hoofstuk regtig vers vir vers gelees en bietjie daaroor gemediteer? Is iemand elke wonderwerk wat Jesus kom doen het, was om ons eintlik iets te leer oor sy koninkryk. Sê Efesiërs 5 vers 18 nie, moenie dronk word van wyn nie, daarin is ons bandigheid, maar word met die Gees gevul. So vandag gaan ons bietjie hierdie stukkie dissekteer. En ek gaan vir jou leer dat Jesus wil vir jou nuwe wyn gee. Jesus is nie tevrede met daai ou gebruikte water in jou kan nie. Hy wil dit vandag hier kom verander. Daardie ou mens moet nie by daardie deur uitstap nie. Markus 2 vers 22. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die sakke laat bars en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. Is dit nie so nie? Ons moet eers leeg word van daardie ou wyn. Ons moet daardie ou sakke eenkant sit. Ons moet nuwe sakke kry sodat ons ontvanklik is vir nuwe wyn. Vers 1 van die hoofskrif. En op die 3de dag was daar 'n bruiloft te Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Nou hier is 2 belangrike kritieke punte in hierdie vers. Eerstens die 3de dag. En tweedens, Maria was daar voor die probleem daar was. Die moeder van Jesus was daar. Reg deur die skrif het die 3de dag betekenis. Daar gebeur baie dinge op die 3de dag, wanneer jy die woord van God begin lees. Ester verklaar 'n vas van 3 dae, voordat sy voor die koning verskyn, wat later dan ook die lot van die volk verander. Jona kom op die 3de dag uit die vis te voorskyn. Hosea het geskryf dat hy op die 3de dag ons sal opwek, sodat ons in sy teenwoordigheid kan lewe. En die Christuspatroon word op die 3de dag vervul, waar Jesus begrawe en dan opgestaan het op die 3de dag. Johannes teken nie hier 'n kalenderdatum net aan nie. Hy dui aan dat wat in Kana ontvou dieselfde vorm volg as wat in die graf gebeur. Jy sien, iets moet eindig voordat iets kan opstaan, voordat iets weer kan begin. Nou die bruiloft is die 3de dag. Jesus wil nuwe wyn gee. Alles wat op die 3de dag gebeur, dui op iets nuuts. Die tweede punt in vers 1, die moeder van Jesus was reeds daar.
Maria verskyn voordat die probleem na vore kom. Nou is dit nie so dat die Here ons as maas geseën het met 'n ekstra sintuig. Jy weet al voordat iets gaan gebeur, daar gaan 'n probleem kom, jy kan dit aanvoel voordat dit gebeur. Nou my kinders noem dit die oë agter my kop, maar ek weet dit is die Heilige Gees. So in hierdie vers teenwoordig Maria hierdie sintuig, daardie ingewande, daardie gevoel dat iets kort, iets gaan gebeur. Johannes 2 vers 1 plaas Jesus se moeder op die toneel voor die krisis. So sy verteenwoordig eintlik daardie natuurlike intuïsie om te weet dat iets gaan tekort kom. Daardie onrustigheid, daardie waarneming in ons moeders wat ons soms het. Maar die hoofdoel is hier, Maria staan hier in die gaping van die tekortkoming en die bron van voorsiening. Vers 1. En op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. So Jesus en sy nuutgevonde disippels het nie net daar opgedaag nie. Hulle was genooi gewees, hulle name was op die gastelys gewees. Net soos elkeen wat hier sit vandag genooi na die bruilof van die lam wat eendag gaan plaasvind. Ongenooides gaan nie net daar van opdaag nie. Jou naam moet in die boek wees. Matteus 22 vers 2 tot 3. Die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. Vers 3. En sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Sien jy daar, die genooides was genooi. So Jesus en sy disippels was genooi na die bruilof toe. En as jy genooi word ergens heen, het jy 'n keuse nie waar nie. Jy kan sê ja of jy kan sê nee. Hoe kan ons hier sê dat Jesus forceer homself nie op ons af nie? Daar is 'n keuse, selfs vir die disippels het hy 'n keuse gegee. Hy het vir hulle die uitnodiging gegee om te sê, volg my. Miskien sit jy hier vandag en jy voel, jy weet nie eintlik of jy genooi is nie. Miskien sit jy hier vandag en jy voel baie ver van die Here af eintlik in jou hart. Jy sit hier so en jy wonder, hoor die Here jou ooit, hoor jy hom, want jy voel bietjie gediskonnekteer van die Here. Jy voel, waar is daar die vreugde wat ek eens gehad het om een keer die Here te dien? Maar vandag wil ek vir jou sê, ons moenie altyd alles as negatief sien. Ons gaan baie keer deur 'n keusestadium in ons lewe. Wat jy vra, wat jy basies in 'n wildernis is, maar dit partykeer vir jou voel, jy vra, maar niemand verstaan eintlik wat jy eintlik wil weet nie. Jy probeer dit met mense bespreek, maar hulle verstaan nie regtig wat jy sê nie. Daardie tye wat jy bietjie leeg voel, daardie wildernistye. Maar soos ek sê, ons moet dit nie altyd as negatief sien nie, want dit is daardie tye wat jy partykeer leeg word, wat jy bietjie van daai selfafstand doen, sodat jy weer gevul kan word met die Gees, nuwe wyn kry. En Jesus is daar altyd 'n nuwe begin. Vers 4. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Waarom weerstaan die een hierso, wat die water in oorwinning kan verander, wanneer die behoefte voor hom gelê word, wanneer die behoefte duidelik word? Die antwoord lê hier in hierdie vers in 2 woorde, my uur. Die Here se tyd werk nie dieselfde as wat ons verstand wil redeneer nie. Jy sien, ons soek dadelik die oplossing, ons soek dadelik die antwoord en die uitkoms. En Jesus sê egter vir sy moeder, my uur het nog nie gekom nie. So Jesus verwerp nie sy moeder se woorde nie. Al wat hy sê is die uitkoms kan nie forceer word nie. Dit sal op God se tyd wees. God bepaal die tyd, my uur. Dit is soos as ons soms bid en ons sê, Here, as u nie vandag voor hierdie tyd of hierdie datum of wanneer ook al antwoord nie, dan. En is daai woord dan wat ons dan begin om ultimatums aan die Here te stel. Terwyl ons nie verstaan
wat Jesus eintlik hier vir sy ma verduidelik nie. My U. God gaan jou gebede beantwoord. As jy standvastig bly in jou gebedslewe. As jy vra volgens sy wil, gaan hy dit op die regte tyd, op my uur, op sy tyd vir jou gee. Jakobus 1 vers 6. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Vers 7. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in sy weë. Wanneer jy vandag na jou gebedslewe kyk, wat kan jy sê? Is jy 'n standvastige mens wat weet hoe om jou gebede deur te bid totdat jy jou antwoord kry? Of is jy soos wat die woord hier sê, 'n dubbelhartige man, onbestendig in al jou weë? Wanneer die Here nie op my tyd my gebede beantwoord nie, dan neem ek aan hy wil nie en ek spring na my volgende gebed toe. En wanneer hy weer nie antwoord nie, dan spring ek maar weer na die volgende gebed toe. En die woord sê, dit is hoekom jy nie ontvang nie. 'n dubbelhartige man, onbestendig in sy weë. Leer om standvastig te wees in jou gebedslewe. Leer om eers te kyk, wat is dit regtig wat ek van die Here nodig het? Soek sy beloftes in sy woord, bely sy beloftes in sy woord. En hy gaan jou gebede beantwoord as jy standvastig is. Maar op sy uur, op sy tyd, op die regte tyd. Vers 5. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Hier sien ons Maria gaan nie vir Jesus steen nie. Sy hoor wat hy vir haar sê, my uur. Al wat sy doen is sy twyfel nie. Sy begin met voorbereiding tref om die wonderwerk te kan ontvang. Net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Ons kan sê haar hele doel in hierdie gedeelte is, ons sien sy kom na vore, sy daar intuïsie, sy is eerste op die toneel. Sy noem die tekortkoming en die probleem en sy bring dit na die bron toe. Maar wat doen Maria dan? Dan staan sy terug. Sy forceer nie die antwoord nie, sy probeer nie haar kind beheer nie, sy probeer nie vir Jesus beheer nie. Sy eis nie van hom dat hy doen wat sy sê nie. Sy tree terug. En nou soms in ons gebedlewe, moet ons ook leer om bietjie terug te tree. Is dit nie so nie? Ons moet bid in geloof, maar dan moet ons ook vertrou dat die Here gaan die wonderwerk doen. Ons moet soos hierdie diensknegte wees. Ons moet reeds gereed maak om ons wonderwerk te kan ontvang. Vers 6. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Die woord gee vir ons die doel hier van daardie 6 klipkanne. Dit was gebruik vir reinigingsgebruike. Maar ons weet ook in ons eie lewe dat dit maak nie saak hoe erg die water was nie. Dit kan nie die ongeregtighede uitwas in my binneste nie, of wegwas nie. En dan kom jy skoon aan die buitekant, kan jy nie net met water aan die binnekant skoon kom nie. Hebreërs 9 vers 22. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Vader het nog nooit die vermoë gehad om ons innerlik te reinig nie. Dit is net die bloed van Christus wat dit kan doen. Omdat, Hebreërs 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig. Water kan nie jou gewete reinig nie. Hoekom is klip in plaas van kleikanne gebruik? Kleipotte, indien dit besoedel is, moet stikkend gestaan word, terwyl klip ritueel rein gebly het. Die antwoord neem ons terug na Eksodus 7 vers 19, waar water tydens die eerste plaag van Egipte in bloed verander het. Eksodus 7 vers 19. Daar sal bloed in die hele Egipteland wees, ook in hout en in klipbakke. So in beide hout en in klipbakke. Hierdie dramatiese parallel is nie toevallig nie. Dit kom uit by Jesus se eerste wonderwerk. Jesus het nou 'n wonderwerk verrig
wat dieselfde was as die wat Moses sy eerste plaag weerspieël, maar met deurslaggewende verskil. En nou nog meer fascinerend is die tydsberekening. Want net soos God op die 3de dag by die berg Sinai in Eksodus 19 vers 11 verskyn het, verrig Jesus hierdie wonderwerk op die 3de dag, wat in Johannes 2 vers 1 genoem word. Die parallel gaan voort tot met die mense se reaksie. By Sinai het hulle verklaar, Eksodus 19 vers 8, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. En is merkwaardig as dit nie soortgelyk aan Maria se opdrag aan die diensknegte. Alles wat hy vir julle sê, doen dit. Johannes 2 vers 5. En dit kom neer op die vraag van ons eie lewens. En net jy kan daardie vraag beantwoord, hoe gehoorsaam is jy regtig aan die Here? Alles wat hy vir jou sê, sal jy dit werklik doen? Is jy as mens dieselfde op 'n Sondag as wat jy in die res van die week is? Hoe lyk jou standvastigheid in 'n gebed in die week? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou hart vanoggend? Leef jy selfbeheers? Is jy gehoorsaam as die Here met jou praat? Of laat ek vanoggend die seervraag vra, lees jy ooit jou Bybel? Of is dit daardie boek wat bietjie onder stof lê in die huis? Waarom die syfer 6 in die skrif? 6 is die getal van die mens en onvolledigheid. So die mens was op die 6de dag gevorm. En die 7de dag was die dag van rus. 6 is 1 tekort van 7. 1 tekort van voltooiing, 1 tekort van heiligheid. En Johannes plaas hier 6 klipkanne op hierdie toneel om te wys die menslike toestand te verteenwoordig van onvolledigheid. Iets moet gebeur om die werk van Christus in jou lewe te kan voltooi. Jesegiel 36 vers 26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Dit is wat moet gebeur. Die ou reinigingsstelsel is hier op die punt om verander te word. Die inhoud is op die punt om te transformeer, sodat jy 'n beter mens kan word. Jesus gee nuwe wyn. Nou sê gou saam met my die woorde op die bord. Here, vat hierdie hart van steen en gee my vandag 'n hart van vlees. Gee vir my nuwe wyn. Amen. Vers 7, Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het al tot dood toe vol gemaak. So Jesus se opdrag is direk. Maak die kanne tot heel bo vol. Moet nie ruimte los vir enigiets anders nie. Jesus soek nie 'n halwe hart van jou nie, want dit is 'n louwarm hart. Jesus soek nie net 'n bietjie van jou nie. Hy vra vandag, gee vir my jou hele hart. Gee vir my daardie klipkan wat vol is van gebruikte water, sodat ek dit kan verander in nuwe wyn, sodat ek dit kan verander in dit wat ek vir jou bestem het om te hê in die nuwe verbond. Meeste van ons lewens is op die plek waar ons is, oor die besluite wat ons geneem het in ons lewe. Is dit nie so nie? En my vraag vandag aan jou, is jy tevrede oor die plek waar jy in jou lewe is? Is jy tevrede oor jou omstandighede? Is jy tevrede oor jou verhouding met die Here? Dink jy jou verhouding met die Here is daar waar dit moet wees? Daar waar jy weer sy stem kan hoor, daar waar jy weer in sy teenwoordigheid kan sit, daar waar jy weer sy krag kan ervaar. Is jy as mens tevrede? Is jy gelukkig in jou omstandighede, of het jy eintlik 'n wonderwerk in jou lewe nodig? Iemand wat weer jou klipkan van water kan vat en dit kan nuut maak. Iemand wat weer vir jou die vreugde in jou lewe kan herstel. Miskien sit jy hier en jy sukkel so met depressie en jy kan net nie met iemand daaroor praat nie. Jy weet nie hoe om uit hierdie put uit te kom nie. En ek gee
vandag vir jou die antwoord. Gee jou hart terug vir die Here. Gee vir hom daai klipkan en sê, Here, ek het nodig dat U my vul met nuwe wyn. Ek wil nie langer voel soos wat ek voel nie. Ek wil nie in die oggende in die bed lê en nie wil opstaan nie. Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. As jy iets nuuts nodig het in jou lewe vandag, gee jou hart vir die een wat vir jou 'n pad kan maak in die woestyn. Vertrou die een wat gebruikte water in vars wyn kan verander. Sien jou wonderwerk en geloof nog voordat dit gebeur, soos wat Maria dit gesien het. Begin 'n bietjie voorbereiding in jou lewe tref in jou gebedslewe, om weer 'n wonderwerk te sien gebeur. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou die ou mense sê altyd mos, sien is glo, maar ware geloof is, glo is sien. Vers 8. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het dit gebring. Wanneer die water presies in wyn verander het, sê die woord nie vir ons nie. Vers 9. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom. Nou die hoofdienaar het nie geweet waar die wyn vandaan kom nie, maar die diensknegte het geweet. So ken jy die een wat nuwe wyn kan gee? Ken jy die een wat water kan vat en in wyn verander? Het jy al nuwe wyn in jou lewe geproe? Al wat Jesus eintlik vra, is gee vir my jou hart, vertrou my weer. Dit gaan oor op daardie woord surrender. Dit gaan daardie woord van oorgegee. Wanneer laas het jy vir die Here gesê, Here, ek gee alles aan U oor. Ek gee U my hart, ek gee U my siel, ek gee aan U my huwelik, ek gee aan U my kinders, ek gee aan U my siekte, ek gee aan U alles waaroor ek bekommerd is. Om hom weer te vertrou en te sê, Here, ek weet, U kan vir my 'n pad maak. Vers 10. En sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar U het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Jesus, die lewende water, het langs hierdie 6 onvolmaakte klipkanne gekom, en hy het vervolmaak wat ontbreek het. Hy het daardie water geneem, wat nie die krag het om ons as mense ongeregtighede van ons te reinig nie, en hy het dit in wyn verander. En hierdie is 'n groot oomblik wat gebeur het, want hierdie oomblik het die bloed vooraf geskadu, wat tydens sy dood aan die kruis sou vloei. En wat ons eintlik kan sê, ons uit Jesus skep. Lukas 22 vers 20. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle gestort word. Sy volmaakte offer sou die krag hê om ons sondes vir ewig van ons te verwyder, om ons te reinig van binne na buite. Jesus het nie net sy bediening op aarde ingelei met hierdie wonderwerk nie, maar hy het ook vir mense kom wys dat hy 'n nuwe verbond. Hy het 'n nuwe verbond van vergifnis gee van sonde. Dit wat die vorige verbond ontbreek het hy kom vervolmaak. Hy het dit kom vervang. En Jesus het ook hierdie nuwe wyn gegee sodat sy disippels wat saam met hom wandel, weer kon glo. En in sy koninkryksverkondiging sou glo. Vers 11. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen. En hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Dis nogal diepgaande as ons hieroor dink, dat Jesus het nie net gekom om die vreugde vir die mense op die bruilof te voorsien met nuwe wyn nie. Sy hoofdoel van elke
wonderwerk is om sy koninkryk te verkondig. So Jesus het eintlik gekom om vir ons die vreugde te bring deur hierdie wonderwerk van die nuwe verbond. Dit wat die ou verbond van hulle gesteel het hy kom vervang, hy het dit kom nuut maak, hy het die vreugde kom herstel. Jesus het sy bediening op aarde ingelei, deur wyn te voorsien vir die bruiloft van Kana. Maar in sy laaste boek in die Bybel, Openbaring 19 vers 6 tot 8, maak hy die sirkel vol met die troue van die lam in die hemel eendag. Vers 6. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. So ons as gelowiges wat hier sit, is die bruid van Christus. En volgens hierdie gedeelte sal ons geklee wees in blink en skoon linne, wat nie deur water gewas is nie, maar wat deur die volmaakte bloed van Christus gewas is. Op daardie wonderlike dag sal die versoening van ons sonde hom as ons Here en ons bruidegom verkeer, ons Jesus, ons Messias. Alles omdat Jesus water in wyn verander het, vir sy bruilofgaste, vir sy bruid. Jesus wil vir elke een nuwe wyn gee. Sien, maar soms kos dit iets van ons kant af. Ons moet erken, ek het iets niets in my lewe nodig. Ek het nuwe vuur in my lewe nodig, ek het nuwe vreugde in my lewe nodig, om te erken, ek het probeer op my eie, maar eintlik het ek misluk. Ek het sonder om probeer, en ek het soveel foute gemaak. Eintlik is ek leeg as mens en ek begeer weer. En Jesus sê vandag, ek wil jou hart reinig. Ek wil daardie ou water vat, daardie gebruikte water wat binne in jou is. En ek wil dit verander in nuwe wyn. Ek wil jou reinig, sodat jy my bruid kan wees op my bruiloft. Wil jy vandag hierdie uitnodiging aanvaar en na die bruiloft gaan? Het jy al ooit jou uitnodiging oopgemaak? Het jy dit al gelees? Het jy dit al aanvaar? Want hy sê, ek het die beste wyn vir laaste gelos, en ek het dit vir jou gedoen. Kom ons sluit ons. Here, hoe klein is ons, Here, voor U vanoggend, Here. Here, hoe baie, Here, het ons U nodig in ons lewens. Hoe baie, Here, het ons U nodig, Here, om net ons weer lief te maak vanoggend, Here. Here, want ons kan nie bly soos wat ons is nie, ons kan nie bly in die toestand waarin ons is nie, Here. Want ons ken nie die dag en die uur waarop ons kom nie. As hier enig iemand is vanoggend, wat wil sê, Here, ek weet my lewe het nie weggedwaal. Here, ek weet ek is in hierdie put, en ek weet nie hoe om uit te kom nie. As jy hier sit vanoggend en jy wil net sê, Here, ek het vanoggend nuwe wyn nodig. Here, ek het U aanraking vanoggend, Here, nodig op my lewe. Ek het nodig, Here, dat U hierdie vuil water, Here, uit my vat vandag. Ek weet, Here, ek het nie net per toeval vanoggend hier na toe gekom nie. Maar ek weet, Here, dat U Gees spreek met my hart. As jy vanoggend hier sit en jy nog nooit jou hart vir die Here gegee, en jy wil vanoggend sy uitnodiging aanvaar, jy wil nie uitmis om hierdie nuwe wyn nie. Jy wil nie uitmis om hierdie bruiloft wat hy vir ons voorberei het te mis nie. As jy wil terugkeer na die Here toe met jou hele hart,
Hier is ek het U Gees nodig om my te lei in my lewe. Wil jy net die vrymoedigheid vat en net gou vorentoe kom? Ons gaan net saam 'n gebed doen. Kom vorentoe. As jy genesing nodig het, kom vorentoe. Ek wil vanoggend vir jou bedien. Ek wil vanoggend vir jou bid. Moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie. Maak nie saak wat enigiemand eintlik dink van jou. Wat enigiemand eintlik vir jou sê nie. Dit gaan daaroor dat ek hierdie besluit geneem en vanoggend vorentoe kom. Ek het die bewys nodig. Nou, dankie vir die vrymoedigheid. Vader Here, en aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding. Ons loof U en ons prys U in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie vir die woord, vir elkeen wat dit geniet vanmôre. Amen. Nou ons gaan nou ons laaste koorvers saam sing. En by die geleentheid gaan ons wag vir die tiendes en offergawes. Ons gee die werk vir julle. So kom ons staan en sing ons laaste lied saam. Your house
Christus, jy vir ons afsluitend gebed baie dankie. Vader, vir ons Here Jesus Christus, dat baie dankie vir die geleentheid, baie dankie vir die woord, baie dankie Here, dat ons werklik kan besef dat daar is die letterlik nie een, dit is Jesus Christus, wat ons kan vul met nuwe wyn, nuwe eier Here, wat ons werklik ons hele lewe vir ons nie sal inrig vir ons die woord en dat ons nie sal vertrou op mense, waar vir elke oor, elke siekte, elke probleem, elke challenge, hier ons eers in beheer, Here, ons loof en prys en eer. Bid Vader, waar ons op mekaar sal gaan, hou ons trouw, ons vas, hou ons met die beskerming, Here, iemand ons op genesing nodig het, mense wat probleem het, Here, U is die oplossing, ons het altyd gehoor, word vol met die nuwe wyn van Christus. Seën ons, Here, in Jesus naam. Amen, baie dankie, ek net vir u sit bly geneem, ek sal nie lang wees nie. Eerstens, die woordskool 5 uur vanmiddag hier by die kerk, 5 uur die woordskool vanmiddag, en dan het ons woensdagoggend om 9 uur ons gemeente bid hier ook hier by die kerk, en dan volgende sondag, as ek reg is, is die nagmaal sondag, is dit reg? Nee, die eerste. Right, dus kan nie dan ons daar weer by Haarnaam, nee, dis verskriklik, ons wil vir u uitnooi, volgende sondag, die eerste, dan gaan ons by ons nagmaalsdienst, ek gaan nou nie beloof, ek gaan preek nie, maar as ek vanmorgen voel gecharged, dan gaan ek daar die woord van die Here bedien. Amen. Nou 'n ander saakie wat baie belangrik is. Julle weet in die Sue word die 11de April word sy 100 jaar oud. En sy het net een familie en dis die kerkfamilie. So sy wil hê dat ons hier vir haar of 'n braai gee, of 'n spitbraai gee. Die spit werk nou net 'n bietjie duur uit, en baie moeite en baie tyd, braai is eintlik lekkerder, en vinniger en makliker. Maar ons het dis gratis vir u. So jy hoef nou nie iets saam te bring nie, behalwe jou eie drinkgoed, wat dan natuurlik net gou 'n Coke of Gemberbier mag wees. Nee, nou nie regte wyn en sulke goeders nie. Maar ons het jou naam nodig. En die susters gaan ons help in die slaaie, en Dorian gaan help in die pap, en so gaan ons lekker kuier, soos ons verlede Sondag gekuier het, ons hier gedring en braai het. Dit was heerlik geweest. Ons het nou regtig dik vriende in mekaar gegaan. So, maar ons het jou naam nodig, so voor die einde van Maart, kom ons maak in die middel van Maart, moet ek jou naam hê. Onthou as jy jou naam op, so dit verwag het, dat jy hier sal wees. Want dit help nie,
Ons het 'n klomp mense, soos verlede week het ons in die 50 mense wat hulle naam opgegee, daar net 37 kom eet. So dan verloor ons iemand, verloor dan by die geleentheid en ons wil graag, omdat vleis maar redelijk duur is, en ons nie geld mors nie, solang die vleis opgeëet het. Amen. So u hoor my, ek sal probeer kyk en Miriam en Kobus van volgende week af van my sit, dat hulle dan net die name kan rapporteer en onthou, ek gaan jou by jou naam, by jou woord gaan ek jou hou. Amen. Sien jy uit daarna? Minder mense al 100 jaar oud word. En as ons laas sondag toe sy in die kerk, en ek weet jy wie dit opgemerk het, die hele sangdiens het sy gestaan. Sy het gesing. Sy daar in die oude thuis waar sy is, hou haar op met kamera, dan sê hulle vir haar, dit nie so, dit is nie meer nodig om dit nie, as jy bid nie. Jy kan maar sit en bid, of jy kan lê en bid. En sy sê, vandat ek op 14-jarige ouderdom tot bekering gekom het, staan ek op my knieë, en ek gaan op my knieë staan tot die dag dat die Here my kom haal. Ja, so sy gaan as die Here haar spaar, ons glo en vertrou so 'n plekkie, en ek is dus gebraai gewees. So asseblief, en dan 'n ander dingetjie wat ek graag net wil doen is, Dr. Lemmer is vanaand by my broer se gemeente en die diens begin 6:00. Nou, u weet dat hy het geleer vir of gegaan universiteit hier by Pretoria Universiteit as 'n gereformeerde predikant. En toe het hy hom laat doop, toe hy die woord van die Here lees. En hy gaan vanaand sy getuienis gee van wat het hy alles verloor, sy ouers, sy vriende, sy familie, en alles terwille van, omdat hy gehoorsaam wil wees aan die doop. En dan gaan hy dan so 'n bietjie praat oor die doop. Hy ken, hy is met sy lewende Bybel, en die, ek sien nou die agter daar, ek sê die enkele preek, hy vat nie as 'n Bybelkerk toe, want hy ken die skrif in sy kop uit. En ek weet, die wens ek was so gewees. Maar kom ons bid, as jy daar wil vanaand gaan, kan jy as jy nie saam met die gedeelte het, kontak my man, ek sal kyk hoe voel ek of ek gaan, maar ek wil regtig u vra, asseblief, ry Pretoria en Noord toe, 6:00 vanaand, dan is die moeite werd. Amen. Die Here seën vir u, en mag u 'n mooi dag verder.